Liefdes, voordat ons begin, kom ons bid saam. Vader, dankie vir oomblikke soos hierdie waar ons vir 'n wyle kan wegbreek uit die wêreld en die dinge wat vir ons soms vasanker, dat ons nie by u woord kan uitkom nie. Het u vir ons nou op hierdie Sabbat, Here, geleenthede gebied waar ons kan stil raak saam met u, soos ons net nou gehoor het ook, en dat ons onsself kan skaar om u woord. Ek besef ook, Here, dat sonder u kan ons niks doen nie. Daarom bid ons u toe, Here, vir wysheid en insig van omhoog, om ons te lei, sodat ons kan verstaan wat gesê word, wat eintlik wat u wil hê, ons moet hoor, en dat ons dit ons eie sal maak, en dan ook deel met ander mense. Ons bid dit in Jesus' naam. Amen. Geliefdes, wat dink jy is een van die grootste probleme waarmee 'n volk te kampe kan hê? Een van die grootste probleme wat 'n volk mee te kampe kan hê. Waar hulle nou regtig moeilikheid vir hulself kan veroorsaak. Die antwoord lê daarin, as hulle aan die grondwet begin krap. En in Amerika was daar al in die gange van hulle parlement fluisteringe om aan die grondwet te krap, te verander, dinge uit te haal, en by ons ook. Wie sit agter dit? Wat wil hulle uithaal? Wat sal die resultate wees? Is voor die hand liggend, geliefdes, dat wanneer daar aan die grondwet geraak word van 'n volk, en spesifiek in die tydvak waarin ons leef, beweeg 'n volk na daardie plek waar staat en kerk sal verenig. Dis wat sal gebeur as jy aan die grondwet van 'n volk raak. Nou Lucifer het ook daardie triek by die Here probeer. Hy was ontevrede met die dinge in die hemel, veral met die wet van die Here, aansprake gemaak om soos God te wees. Hy wou sy posisie gehad het, maar hy wou nie sy karakter gehad het nie. Aanklagte gemaak soos dat die wet nie relevant is vir engele nie, dat hulle sondig nie. Maar toe hy daai aansprake gemaak het, was hy alreeds op die punt om oor te gaan en in opstand te kom teen God en ongehoorsaam te wees en sonde het 'n aanvang geneem. So dis iets wat 'n lang pad kom. En wat stadig maar seker in ons rigting beweeg. Maar ek wil u terugneem na 1844, na daardie kritieke oomblik in die wêreldgeskiedenis, 22 Oktober 1844, daardie oggend toe die Adventiste die wederkoms van die Here verwag het. Ek het al baie daaraan gedink, geliefdes. Kan jy jou voorstel? Jy maak jou klaar om die Here te moet in hierdie oneindige teleurstelling. Ek het sommer een keer gechunk, toe ek daaraan dink. Vir daai mense se part, wat het deur hulle gemoed gegaan daai oggend, toe die son breek en daar gebeur niks nie. Dit moes iets vreeslik gewees het. Dit was niks gering nie. Baie het die geloof verlaat, teruggegaan, Adventiste gespot, maar daar is altyd 'n oorblyfsel. Het maak nie saak waar jy jouself bevind in die wêreldse geskiedenis nie, daar is 'n oorblyfsel. Ja, voor my weg na die tyd toe Elia daar onder die besembos gelê het en gewens het om te sterf, toe hy vir die Here gesê, ek het alleen oorgebly. En die Here het hom verseker dat hy nie alleen oorgebly het nie, maar daar was 7000 man wat die nog nie voor Baal gebuig het nie.
So God sal altyd 'n oorblyfsel volk hê. En hy sal altyd 'n oorblyfsel binne die oorblyfsel hê. Dis 'n bietjie iets anderster. Maar hierdie oorblyfseltjie het moed geskep, vorentoe gebeur, die Bybel gestudeer en hulle tot daardie besef gekom dat die heiligdom waarna verwys word in die Bybel was nie die aardse heiligdom nie, maar die hemelse heiligdom. Maar saam met al hierdie dinge het hulle ook besef dat hoe relevant die wet van God was. En die Sabbat het weer eens vir hulle nuwe betekenisse gekry. Satan is nou glad nie gedien met hierdie gebeurtenis nie. En daarom, geliefdes, haat hy die Sabbat, hy haat die Skepper, en hy haat ook diegene wat die Skepper aanbid. En daarom sê hierdie teks vir ons, die draak was getoren op die vrou, die kerk, en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakommelinge. Hy kon sy sin nie in die donker eeue kry nie. Na 1260 jaar. Maar hy het 'n ander strategie probeer. Hy het nou gaan oorlog voer teen hierdie kleiner groepie wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus het. En dit, geliefdes, bring ons by die groot stryd. Dit gaan oor aanbidding. En dis waar u en ek onsself bevind in die wêreldgeskiedenis. Tussen die twee pole van Openbaring 12, toe daar oorlog in die hemel was, en die wederkoms wat ons nie die datum het nie, dis waar ons leef en dis waar ons onsself bevind. Die stryd sal sekerlik feller word, na mate daar verwikkelinge is, tussen staat en kerk. Baie keer wonder ek, wat gaan aan agter die skerms, daar in die gange van parlemente, miskien ook daar in die Vatikaan. Ek is nie so baie besorg oor die Vatikaan nie. Hy is die dier uit die see, maar dit is die dier uit die aarde, die FSA, waarin ek belangstel. Hom hou ek dop, want hy sal krag gee aan die dier uit die see. Die dier uit die see het geen krag nie. Dis 'n ou klein plekkie daar so in Italië. Hy het nie daai slaankrag nie. Maar die FSA is die magtigste nasie wat daar op aarde is. Hy het daai slaankrag en hy kan krag verleen. En jy weet, soos hulle sê, as iemand in die FSA hoes, het die hele wêreld verkoue. Dit sal oorwaai en hy sal krag gee en dit sal die hele wêreld bereik. Die duiwel is vertoorn. 'n ander vraag wat ek wil vra is, waarom is die heiligdom en die wet onafskeidbaar? Julle moet antwoord. Waarom is die heiligdom en die wet onafskeidbaar? Geliefdes, is dit nie omdat die heiligdom die plek is waar God teenswoordig is nie. En die wet weerspieël die Here se karakter. Is onafskeidbaar van mekaar. Die allerheiligste plek in die hemelse heiligdom is die bereplek van die goddelike wet. Die wet deur God self afgekondig te midde van donders op Sinai, en wat hy met sy eie vinger op die kliptafels geskryf het. Die wet wat God in die hemelse heiligdom is die groot oorspronklike waarvan die gebooie
op die kliptafel soos deur Moses deur die Pentateeg geskryf is, 'n getroue afskrif. Diegene wat hierdie punt verstaan is dus daartoe gelei om die heilige onveranderlike wet van die goddelike wet in te sien. U weet geliefdes, hierdie is 'n sonderlinge onderskeiding. God het die wet hoorbaar afgekondig en hy het geen mens toe vertrou om sy heilige wet te hanteer nie, maar hy het dit met sy eie vinger geskryf. Soos hulle in Engels sê, it's written in stone. Onveranderlik. En die heiligdom en die wet is verstrengel in mekaar, omdat dit God se woonplek is, sy troon is, en is daar waar sy karakter weerspieël word in die wet. En hy het aan Moses gesê, jy moet dit in die ark sit, wat ek aan jou sal gee, wat dit is 'n replika van die hemelse ark. So die dinge wat Israel beleef het op aarde, toe hulle in hulle omswervelinge in die Sinaï woestyn, was net 'n replika van die werklikheid. En in Openbaring 11 vers 19 het Johannes in 'n visie die hemel geopen gesien, en daar het hy die Here op sy troon gesien sit, maar hy het ook die ark gesien, waarin die 10 gebooie vasgevang is. Iemand iets sê daaroor? Glo julle wat ek sê? Eddie? Is dit die waarheid? Daar in die hemel is die oorspronklike, nee. Ben, ek het een keer 'n les gehoor, ek weet nie wie dit aangebied nie, ek dink dit was dalk Pierre Steenberg of David Ashrick of iemand, maar hy het uitgebring daar dat die kleur in die heiligdom, die kleur blou, het God se wet verteenwoordig, it represented the law. Yeah. It was very interesting to have a look at the contrast between, in Revelation, where he talks about the woman that rides the beast, that's clothed in purples and scarlets and gold. Now those colors are also in the sanctuary, purple and scarlet and gold, but the sanctuary is blue. The blue is missing from this woman that rides the beast. That's right. And what he also did, came out in that study, that we think, sometimes the tablets of stone, the 10 Commandments were grey, dull stone. It probably wasn't. It was probably something like sapphire, that blue, beautiful stone. And I just found that quite interesting, that that contrast of the colors and bringing out the meaning of the law and how it's void and absent in the end times. Toe daardie, is dit nou 70 van die oudstes van Israel, saam met Moses die berg opgegaan het hulle daar geëet en gedrink, en het sê daar hulle die Here gesien, maar hulle het hom van onder af gesien, sy voete, sy troon, blou soos die hemel daarbo, staan daar in die woord van, blou soos die hemel daarbo. Geliefdes, ons het so baie om te behandel, ek weet nie hoe ek daarby uitkom, maar julle moet saam praat, maar ek wil eers van hierdie geleentheid gebruik maak. Leraar Werner, is dit u? Baie welkom hier by ons, hoor. Maandags gedeelte gaan oor die onveranderlikheid van God se wet. Die vraag hieronder, ons gou na kyk, wat is die redes wat mense dikwels gee, wanneer hulle redeneer, dat ons nie langer verplig is om die 10 gebooie te hou nie? Onveranderlikheid van die wet. En as mense wat sê, is nie meer nodig om te hou nie. Hoekom redeneer mense so? Kom nou. Hoekom sê hulle so? Hoekom dink hulle so? Jammer. Waar is jy? Hier Waar? is omdat hulle eie belange hoor as God se belange. Miskien nie 'n liefde vir die waarheid nie. Onkunde. Glo net wat die leraar sê. Ondersoek nie self die geskrifte nie. Maar geliefdes, die wet van die Here is presies soos die Here self is.
Daar is nie 'n skaduwee van verandering by God nie. Jesus Christus is gister en vandag tot in alle ewigheid dieselfde. Dit is hoe God is, dit is hoe sy karakter is. Hy sal nooit verander nie. Ek sê dis ook oor onkunde, omdat die mense nie 'n onderskeid maak tussen die seremoniele wet en die sedewet nie. Die sedewet, die seremoniele wet het verwys na Christus. En ons weet, die Bybel sê dit is aan die kruis genaam. Dit het tot 'n einde gekom aan die offer wat Jesus gebring het. Dit was die einde. Die voorhang sal dit geskeur, alles was openbloot. Dit was die einde daarvan. Ek glo dis net onkunde. Maar die morele wet wat in die 10 gebooie geformuleer is deur die profete bekragtig, het hy nie weggeneem nie. Die doel van sy koms was nie om enige gedeelte daarvan te herroep nie. Hierdie is 'n wet wat nooit gebreek of vernietig sal word nie, wat vasstaan soos die getroue getuie in die hemel. Elke gedeelte van hierdie wet moet van krag bly op die hemelse mensdom vir alle eeue, en wat nie van tyd of plek afhanklik is nie, of enige ander omstandighede wat onderhewig aan verandering mag wees nie, maar wat afhanklik is van die wese van God en die mens en hulle onveranderlike verhouding met die mens. Jy weet, ek het daaroor gedink, dat in die hemel, van al die gebooie, ons gaan seker nie in die ewigheid steel nie, gaan ons? Of moor, of ons gaan nie daai dinge doen nie. Ons gaan nie daai doen nie. En van die redes hoekom mense miskien die 10 gebooie, kan ek maar sê, van die tafel afgee, is dit omdat ons, dit ontbloot ons gedagtes, ons begeertes, ons emosies, en die mens wil nie altyd, jy weet, daaraan herinner word, hoe jy is nie. Dinge soos welis, en jaloesie, en nyd, is wil nie, daaraan herinner word nie. En ek dink, dit is van die redes hoekom die mense nie wil hoor hoe jy is nie. Want die wet van die Here sê vir ons wat sonde is. Dit vertel vir ons het 'n verlosser nodig. Maar ek dink onkunde. Die vraag is natuurlik, hoe moet ons nou teenoor mense optree, nee? Wat met hierdie gedagtes sukkel? Ek dink daar's 2 groepe wat ons mooi ook moet dink. Daar's 'n baie groot groep wat 100% glo dat Jesus vir ons sondes kom sterf het. En dit met alle opregtheid glo. En dan is daar ongelukkig in ons tyd waarin ons nou in beweeg, 'n groep wat hulle net doeteenvoudig nie meer steur aan Jesus nie en aan die Bybel nie. En al hoe meer hulle uitspreek teen dit wat in die Bybel is. Ja. So as 'n mens met mense werk, moet 'n mens versigtig wees dat jy nie mense wat absoluut mislei is om 100% te glo dat Jesus alles weggewas het, daai konsep heeltemal verdraai en dit 100% glo, nie te verwar met die groep wat doeteenvoudig nie meer in Jesus belangstel nie. Ons moet in alle tye met groot omsigtigheid met mense omgaan. Geliefdes, jy weet, as ons die wet hou, dan sal ons ook 'n rede hê om iets te sê, is dit nie? Ons self struikel wat dikwels. As ek aan myself dink, jy weet, ek bly daar by Ian en ek bly alleen daar. En my kop hardloop partykeer heeltemal met my weg as hulle werk toe is, jy weet, en stil daar so. Koop 'n plaas, ek breek hom af. Ek fire mense. Jou verbeelding. Jy weet, as baie goed wat verkeerd kan gaan met 'n mens, al glo jy ook, jy weet dat die 10 gebooie is bindend. Want die regverdiges, hulle struikel maar dikwels. Maar nietemin
Ek wil graag Matteus 5:17 en 18 lees, waar Jesus sê, moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Want voorwaar ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of titteltjie van die wet ooit verbygaan nie, totdat alles gebeur het. Elkeen dis wat een van die minste van hierdie gebooie breek en die mense so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemel. Maar elkeen wat dit doen en leer, sal groot genoem word in die koninkryk van die hemel. Geliefdes, is net so onveranderlik as wat die karakter van God is. Net so onveranderlik is die wet. Want die wet verteenwoordig sy karakter. Omdat die wet van God 'n afskrif van sy karakter is, die fundament van sy troon en die morele grondslag van die mensdom, haat die Satan dit. Dit is vir almal duidelik dat as die aardse heiligdom 'n beeld of skaduwee van die hemelse was, die wet in die ark van die aarde 'n getroue afskrif van die wet in die hemelse ark moet wees. En dat die aanname van die waarheid aangaande die hemelse heiligdom ook erkenning van die vereistes van God se wet meebring, met die verpligtinge van die Sabbat, van die 4de gebod. Hier was die geheim van die bitter, hardnekkige teenstand teen die uitleg van die skrifte, wat die bediening van Christus in die hemelse heiligdom geopenbaar het. Ons het vanoggend heelwat gehoor oor die Sabbat, maar is dit nie interessant, daai diertjie nie? Wat se ding is dit nou weer? 'n bewer, nee. Hy werk nie op die Sabbat nie. Dit was vir my baie interessant. Ja, nie as hy daai stert so geklap het, lyk my Vrydag aand die son sak, hou hy op met werk. En hy werk eers weer Sondagoggend. Dit is allemaal wonderlik, dit is die. Ja, baie keer kan mens by die diere iets leer. Dit is iets wonderlik. Ja, die Sabbat, geliefdes, en die wet. Dit is 'n instelling in Eden. Ons gaan nie al die tekste lees nie, u ken dit. Dit was herhaal op Sinai, en in die laaste boek van die Bybel was dit weer herhaal in Openbaring 11. Die Sabbat staan nie alleen nie, maar is deel van die wet, soos vervat in Exodus 20. Maar die Sabbat bevat elemente wat net anderster is as al die ander gebooie. Dit doen iets aan 'n mens, ek weet self nie. Maar as dit die son sak Vrydag, dan kom daar so rustigheid oor 'n mens. Jy kom tot 'n rus en weet nie, ek kom tot rus. En dit is goed om hier te wees. As iemand my nou wil straf, dan is my nou weghou van die kerk af. Veral as ek weet daar's kos, kom ek graag kerk toe. Dit is maar net so by saak. Maar die Sabbat is net iets wonderlik. Die skepping dui aan hoe waardevol ons vir God is, die skepingsmag van God op die Sabbat. Nee, ons is nie alleen in die hele al nie. Nie 'n kosmiese stofie nie, nog minder 'n genetiese toeval nie. Jy het ook weer hierdie stuk, dink aan 'n broeder van my, hy het nooit iets gesê nie. Maar een maandag, ons het by die Sabbat, in die Sabbatskool, die Sabbat, iets gepraat oor evolusie. En die Sabbat kon ek sien, hierdie maat van my is diep bekommerd. Maar hy was maar net so ou. En hy kom na my en ek sê vir hom, Mossie, wat's verkeerd? Sy naam was Mossie. Hy sê, man, ek kan een ding nie verstaan nie. Hoekom is vandag se Bobbiane en kan hulle nog nie praat nie? Hulle sê ons kom nou, weet van haar, hy sê ons kom van 'n selletjie, anders sê ons is van diere af. Hy sê, ek kan nie verstaan dat vandag se ape nog nie kan praat nie. Maar hy was dood ernstig oor die saak. Hy sê van nee, Mossie, dit sal in ewigheid nie gebeur nie. Want die oomblik sal hulle praat met hulle teks betaal en dan sal hulle ook begin werk en dan het ons baie groot moeilikheid. Nee.
nog minder 'n genetiese toeval nie. Met ander woorde, die algemene benadering tot die oorsprong van die lewe wat deur die nuus en media verspreiding is of populêre kultuur aanvaar word, bied 'n siening van ons oorsprong aan wat in elke opsig teenstrydig is met die Bybelse verslag. Ons is hier omdat Jesus ons geskep het en hy is die waarborg om ons aanbidding te ontvang, net omdat hy ons geskep het nie net omdat hy ons geskep nie, maar ook omdat hy ons gered het. Die Sabbat vestig ons aandag op 'n Skepper wat ons lief gehad het om ons te verlaat toe ons weggedryf het van sy doel vir ons. Die Sabbat is 'n ewige simbool van ons rus in hom. Dis 'n spesiale teken van lojaliteit aan ons Skepper. Dis 'n simbool van 'n rus, nie van werke nie, van genade, nie van wettigheid nie, van gerusstelling, nie van verwerping nie, of van goddelike afhanklikheid, om van goddelike afhanklikheid ons verlossing te wees en nie van onsself nie. Ware Sabbatsrus is die rus van genade in die liefdevolle arms van een wat ons geskep het, die een wat ons gered het en die een wat ons weer gaan kom om ons te haal. Die Sabbat rus ons van ons werke, soos God gerus het van sy voltooide werk. Soos ek net gesê het, in ewigheid gaan ons nie steel en moor en jy weet daai tipe dinge van die wet doen nie. Maar daar's een ding van die wet wat blywend gaan wees. Eintlik 'n hele paar, die aanbidding van God. Maar die Sabbat gaan vir ewig daar wees. Jesaja 66. Elke week op die Sabbat sal alle vlees kom om voor my te aanbid, sê die Here. Jesus het die Sabbat gehou. Apostels het die Sabbat gehou. Waarom sal ons dit nie hou nie? Waarom sal die wêreld nie hou die Sabbat hou nie? Soos een leraar gesê het, as almal die Sabbat gehou het, dan was daar nie nodig vir tronke en jy weet, daar was daar geen misdaad en sulke goed nie. Wil iemand nog ietsie sê oor die Sabbat? Ek sal nooit hierdie biewertjies vergeet nie. My oulike diertjies. Dis om aansit, hoor. Sorry. As ons lees Genesis 1 vers 31. Ja. Dis net na die skepping. Toe sien God alles wat hy gemaak het, en dit was baie goed. En dit was aand, en dit was môre die 6de dag. Soos dan voltooi die hemel en die aarde met hulle ganse leermag. En God het op die 7de dag sy werk voltooi wat hy gemaak het. En op die 7de dag gerus van al sy werk wat hy gemaak het. En hier kom vir my die mooi gedeelte. En God het die 7de dag geseën en dit geheilig, omdat hy daarop gerus het van al sy werk wat God geskaap het, deur dit te maak. So die 7de dag is 'n dubbele seën, want die Here het geseën en geheilig, en dit is sy spesiale dag. En ek het van al die dae wat die Here geskaap het, is die Sabbat die beste, die mooiste, eintlik maar die 7de wonder van die skepingsweek. Ja. Dis maar wat ek wou gedeel het, dankie. Nog ietsie oor die Sabbat? Ons is al by Woensdag en ek het vinniger gegaan as wat ek gedink het. Werkteken van die dier. Mens, ek het 'n uur of 2 nodig as ons dit werklik wil bespreek. Maar geliefdes, ek kan dit in een sin saamvat. Of die mens aanbid die Skepper en ontvang die seël van God, of hulle aanbid iets ander en ontvang die merkteken van die dier. Dit is in 'n neutedop. Maar waarom is die duiwel dan so kwaad vir God se eindtydvolk? Dis 'n vraag wat ek moet vra. Waarom is hy so kwaad? Dis nou 'n hardnekkige volkie wat die Sabbat hou, alhoewel hulle nie onderwerp aan wetlike aspekte nie. Maar is dit die rede hoekom hy hulle haat? Wat dink julle?
Leraar, wat sê jy? Ek kan hard praat hierdie ene nodig het. Nee, ons wil opneem wat jy sê, ons kyk later daarna. Dan wil ek niks sê nie, ek maak 'n grap. Ek dink sy woede is teen die oorblyfsel, want die feit dat hulle die gebooie bewaar en die geloof van Jesus hou, bewys hulle sy teorie en sy leuns wat hy deur die eeue verkondig het aan die mensdom en aan die heelal verkeerd. Hulle bewys hom verkeerd. Ja. Net soos Jesus hom verkeerd bewys het, bewys hulle hom verkeerd. En dit is die rede vir sy woede en sy aanslag teen die oorblyfsel. Dus hierdie is soos, om aan te sluit wat leraar gesê het, dis hierdie eindtydvolkie se lewenstyl wat eintlik aanstoot gee vir die duiwel. Ek weet nie sodanig vir die mense daar buite nie, dit kan 'n mooi lewe is tog 'n aantrekkingskrag, is dit nie? Dit is net so, dit is net 'n aantrekkingskrag. Maar ek dink ook een van die redes hoekom die ou so kwaad is omdat sy tyd min is. Hy lees ook die Bybel. En hy het waarskynlik daai Openbaring 12 gelees. Net kyk. En alle waarskynlikheid lees hy dit ook. Het sê hierso: Daarom wees verheug, o hemele, en die wat daarin woon, weer die bewoners van die aarde en die see, en die duiwel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het. So hy wil soveel as moontlik onderdane by mekaar maak, en dan is nou hierdie hardnekkige volkie wat nou nie wil saamspeel nie. En hy is verwoed teen hulle. Ek dink as die Here ons nie beskerm nie, sal ons baie ongelukke en goeders oorkom, want hy is daartoe in staat, hoor, hy kan baie dinge doen. Ek het by geleentheid iets gelees dat hy iemand onthou, hy was in die hemel, hy het 'n paar dinge gesien hoe die Here dinge doen. En hy kan 'n storm laat losplaas, hy kan 'n orkaan veroorsaak. As baie dinge wat hy kan doen. As nie vir die beskerming van die Here was nie, dan was ons ook al daarmee heen. Ja, om terug te kom na die merkteken van die dier, geliefdes, ek glo ons almal weet wat dit is. As ons kyk na Daniël 7, dit is 'n organisasie wat probeer om tye en wette verander. En hier dink ons spesifiek aan die Sabbat, 7 Maart 321 na Christus het Konstantin die eerste Sabbat 'n wet uitgevaardig. Dit was meer 'n politieke skuif as iets anderster, waar die twee groepe, die Jode en die Christene en die heidene wou verenig. En gaandeweg het lank gevat, baie lank gevat. Het mense al hoe meer Sondag begin hou. Dit was 'n lang proses. Dit was eers in 364 na Christus by die Concilies van Laodicea dat hulle Sondag geproklameer, wat is die woord wat ek soek? Geproklameer, hè? Waar is die mense? My Afrikaans is daarmee heen. Ek sal nie sê dat dit nog nie 'n wet gemaak nie, maar dit geproklameer. Daai woord ontgaan my nou. Swaar as jy oud word, maar in elk geval, julle weet wat ek bedoel. Het hulle standpunt ingeneem, was eers hierdie 1563 en daardie gewees het, waar hulle nou 'n standpunt ingeneem het en gesê, as gevolg van die krag wat hulle self uitoefen, het hulle die mag en die krag om die Sabbat na die eerste dag van die week te verskuif. En gaandeweg is daar maar, het dit oorgegaan. Al hoe meer mense het dit gedoen, begin beoefen, maar hierdie klein groepie, hierdie hardnekkige klein groepie, die oorblyfsel, en daarom vasgehou deur al die eeue. Hulle moes 'n prys betaal, né? Ons dink veral in die vervolging 1260 jaar. Die Here wil dien, het jy probleme gehad. Ek het baie gewonder,
as ons die Here dien, Ronel, wat dink jy, gaan ons probleme hê? Wat dink jy, as die Here regtig wil dien? Jy weet, ek het by my suster gebly, en toe nou kom by gesondheidswette, en ek wil nou nie vark eet nie, varkvleis eet nie. Ek het vark geëet, in onkunde. En dit is nogal so 'n klein struikie gekos om, jy weet, om myself uit te druk in die woord van die Here en so. En dit nogal gewerk later, my suster ook nie vark eet nie. Maar ek het dit so aardig vir haar geskep, jy weet. En nie sodanig uit die Bybel uit nie, maar die siektes wat varke dra, jy weet, uit wurms en ek dink ek het daar goed, verskoon my geliefde, seker bygelieg. Of het waar is, ek weet ek nie, maar ek het by geleentheid gehoor dat as jy byvoorbeeld varkvleis braai en hy het wurms, dan gaan lê hy tussen die been en daar die vlies wat so oor die been is, hy gaan lê daar, hy gaan nie dood nie, en jy sluk hom in, en ek het nou al sulke goed geskets vir haar. My hele familie nou, party van hulle eet vark en so aan. Hulle dink seker ek is ook hardnekkig en so aan, maar ten minste as hulle iets maak, dan kyk hulle maar dat daar nie vark in is nie. Maar dis so dit aan die einde van tyd ook gaan. Maar geliefdes, ons weet dat die Here het kinders in alle kerke. Ons moet dit nooit uit die oog verloor nie. Die Gees van Profesie sê ook dat die grootste deel van Gods volk is buite kan die kerk. Ek so oor die gehoor van my, ons is min nie so. Die grootste gedeelte van Gods volk is daar buite. Ek dink aan daai ouens op die bicycles, jy weet, wat doen dan regtig iets om die evangelie te verkondig en my sommer skuldig laat voel, jy weet. Ons ken die Bybel. Adventiste ken die Bybel. Jare gelede was daar 'n vasvraagwedstryd in tyd van Dr. Kommering, dit is baie jare terug. En hulle wou ons naderhand nie meer met die vasvraagwedstryde, jy weet, laat deelneem. Hulle sê ons het die Bybel ingesluk. Jy kan nie enigiets vra nie. Adventiste ken die Bybel taamlik goed. Ek wil ook nou nie sê alle Adventiste nie, want as ek so sukkel om antwoorde uit julle uit te kry, dan begin ek nou twyfel aan daardie stelling. Maar nietemin, geliefdes, ek wil nie sê ons leef in watter tydvak van die wêreldse geskiedenis ons lewe nie. Nou, ek wil tog hier agterlees, maar Christene van vorige geslagte het Sondag gevier en gemeen dat hulle daardeur die Bybelse Sabbat gevier het. En daar staan ook opregte Christene in alle kerke, soos ek gesê het, die Rooms-Katolieke Kerk in Kluis, wat eerlik glo dat Sondag die Sabbat is wat God ingestel het. God neem sulke opregtheid aan. Dit moet ons nie vergeet nie. Mense handel in onkunde. Maar wanneer Sondagviering deur die wet verpligting gemaak word en die hele wêreld ingelig word aangaande die verpligting van die ware Sabbat, dan sal diegene wat God se gebod oortree om 'n gebod te gehoorsaam wat geen hoër gesag het as die van Rome nie, daardeur die pausdom vereer bo aan God. Daardeur sal hulle hulde betoon aan Rome en aan die mag wat 'n instelling wat deur Rome beveel is verpligtend maak. Hulle sal besig wees om die dier in sy beeld te aanbid. As mense dan die instelling verwerp, waarvan God sê dat dit 'n teken is van sy gesag, en in die plek daarvan 'n instelling vereer wat Rome verkies het, as die teken van sy oppergesag, sal hulle daardeur die teken van getrouheid aan Rome aanvaar, naamlik die merk van die dier. Dit is eers wanneer die saak duidelik onder die aandag van die volk gebring is, en hulle voor 'n keuse gestel word om te kies tussen die gebooie van God en die gebooie van mense, dat diegene wat volhou met hulle oortreding die merk van die dier sal ontvang. En ek het al baie gewonder, hoe gaan hierdie dinge plaasvind? En hoe meer ek daaraan dink, hoe meer dink ek daaraan dat dit God se werk is, dat die Here gaan aan die eindtyd iets doen in die kerk. Ek weet nie of ons met bicycles hier gaan uitry of wat nie, maar die Here gaan sy werk self afhandel in geregtigheid. En as ons dit nie doen nie, sal die Here ander mense inkry
om hierdie werk te doen. Dit is net so. Alhoewel ons party Sabbat te min is, as hulle tyd kom wat hierdie kerkie te klein is. Soos mense uitval, sal ander mense inval. Dit is net so. Ons weet van die skudding, mense word uitgeskit, maar ander mense word weer ingeskit, om het so te stel. Ons moet seker maak oor die dinge wat ons glo, maar ons moet dit leef ook, nee. Vir al die Sabbatgebod, jy weet, ek dink aan wat hierdie leraar gesê het net nou, as ons nou hier uitstap, en ons gaan huis toe, wat gaan ons doen? Hierdie dinge begin op my werk, regtig waar. En 'n mens wonder waar dit heen gaan, nee. Vir 'n aardse mag om te poog om die dag van aanbidding, die 7de dag Sabbat te verander, dat dit wat God selfs as 'n teken van sy gesag gegee het, is om te poog om goddelike autoriteit op die mees grondliggende vlak moontlik wederregtelik vir homself toe te eien. En op hierdie punt gaan die fokus van die finale stryd ook oor ware en oor valse aanbidding wees. Almal gaan 'n kans kry. Almal gaan 'n kans kry, want die reddende genade van God het in alle mense verskyn. Ek het selfs nou die dag 'n sitaat gelees, 'n hele rukkie gelede, dat, jy weet, baie keer is mense kinders groot geword in die kerk en dan raak hulle afvallig. Ek praat nou van my eie ondervinding. Maar die gees van profesie sê, daar gaan 'n tyd kom waar die Here spesiale aandag gaan gee aan jong mense. Kinders wat die kerk verlaat het. Die waarhede wat hulle gehoor het hierso. Stukkies daarvan, brokkies daarvan. Gaan na hulle terugkom en hulle gaan terugkom kerk toe. Ons moet vir ons kinders bid, maar die Here gaan hierdie werk doen. En dit is my duidelik dat ouers dit net nie kan doen nie. My kinders sal vir my sê, ja pa, dit is reg wat pa sê. Hulle gaan nie sê, dat wat ek vir hulle voorhou verkeerd is nie. Maar die Here gaan 'n spesiale werk doen, dat as iets kort, dat die mens nie hierdie werk na behore kan afrig nie. En ek glo dis die gees van die Here. Donderdag, ons laaste stukkie. Geliefdes, ek wil net een ding sê oor die les. Hier's te veel in die les hierdie Sabbat vasgevat, om dit werklik na behore aan te bied. Om nie net oor die merktekens van die dier, ons moet hele Daniël 7 bestudeer, en dan sal ons na die 1260 jaar moet gaan. Ons sal baie dinge moet kyk, maar ons het net nie die tyd nie. Die 3 engele boodskap, ons het dit ook onlangs gehad, geliefdes, het gaan oor 2 komponente. 2 opponerende keuses word hier aangebied, om die Skepper te aanbid, of om die dier te aanbid. Elk persoon op planeet Aarde sal hulle finale onherroepelike besluit moet maak, oor wie hulle aan wie hulle getrou wil wees. Jesus of die Satan. Is eintlik baie eenvoudige leerstellings. Dit gaan die hele tyd om keuses. Soos Josua by geleentheid gesê het, kies julle vandag wie julle wil dien, ek en my huis en ons van die Here dien. Die groot stryd gaan oor aanbidding, dit gaan oor keuses. Dis of die Here of dit is die duiwel. Bewustelik en onbewustelik. Daaroor moet 'n mens jou gord met die waarheid. As dit Efesiërs 6, nee, trek die volle wapenrusting van God aan. Gord jouself met die waarheid, nee. Wat's dit? Die woord, die waarheid. Nee, ons het gesien van die dowes vanmôre. Dit is wonderlik, nee. Hierdie finale konflik oor getrouheid aan Christus of getrouheid aan die mag van die dier sal deur jou keuse van aanbidding bepaal word, en die Sabbat sal die kern van hierdie groot stryd tussen goed en kwaad word. Ek sê alles aan mense, die kruispad gaan die Sabbat wees. Of mense dit nou wil maar erken of nie. Daar is waarskynlik ander dinge ook, maar die Sabbat gaan die kruispad wees. Hierdie toegewyde volgelinge van die Verlosser sal nie net geloof in Jesus hê nie, maar hulle sal ook die geloof van Jesus hê.
Die geloof van Jesus is 'n geloof wat so diep is, so vol vertroue, so toegewyd, dat al die bose geeste in die hel en al die beproewinge op aarde dit nie sal kan skud nie. Dit is geloof wat vertrou sonder om te sien, om te glo sonder om te weet, waarom en te hoop sonder om te verstaan. Hierdie geloof van Jesus is op sigself 'n gawe wat ons deur geloof ontvang. Dis wat ons gaan deurtrek, geliefdes, volhard tot die einde toe. Hy wat volhard tot die einde toe sal gered word. Hierdan sal die wêreld weet dat julle my disippels is, julle mekaar liefhet. Hierdie sal die wêreld weet dat julle my disippels is, as julle my gebooie onderhou. Al die gebooie. Iemand nog iets sê? As die wet nie belangrik was nie, hoekom het toe Moses die wet gebreek het, hoekom het die Here hom weer die wet geskryf? Dis maar 'n opmerking wat ek wil maak. En soos oom gesê het, as julle my liefhet, bewaar my gebooie. Nou as die gebooie dan tot niet gegaan het, of nie meer nodig is, watter gebooie praat die Here dan van? So, Ja. Dis maar net iets om oor te dink. Die wet openbaar die wil van God vir die mens. Dit is 'n maatstaf in die oordeel. Dit wys sonde uit, en dit is een van die groot probleme, omdat mense die genee is met die 10 gebooie. Nee. Dit wys sonde uit. Dit dien as 'n middel tot bekering, en dit bring ware vryheid. Daar's niks so wonderlik, geliefdes, die hele wêreld smag na vryheid. Maar as jy ware vryheid wil geniet, dan moet jy die gebooie van die Here onderhou. Dan geniet jy vryheid. In die straat afstap, jy hoef nie agter toe kyk. Ek het nie gesteel nie, ek het nie gemoor nie, ek het nie oorspel gepreek nie, ek het nie al die ander goeders gedoen nie. Dan is jy vry. Maar wanneer jy dit nie hou nie, dan is jy onder die wet en veroordeel jou. Dan kyk jy die hele tyd rond. Is daar nog iets, geliefdes? Kom ons bid saam. Vader, die onderwerpe wat ons na gekyk het, Here, het ons maar net vlugtig aangeraak. Maar dit is my bede, Here, dat ons vir onsself dit sal ondersoek in diepte, en besef dat die dinge wat ons na gekyk het so vlugtig gaan in diepte na ons toe kom op een of ander tydperk. En ons sal moet kies of vir Jesus of vir iemand in iets anders. Daarom wil ons vra, Here, dat U ons getrou sal maak in ons Bybelstudies, ons verhouding met U, tyd sal spandeer met U, sodat wanneer ons U ontmoet, Here, ons nie vir U vreemdelinge sal wees nie. En U ook nie vir ons vreemd sal wees nie, maar ons in blyskap sal gaan uitroep. Dit is ons God wat ons verwag het. Ons vra alles in Jesus naam. Amen.